Nee, kyk, hierdie winter het nie gekom om speletjies te speel nie. Maar gelukkig vir ons almal, speel ek ook nie speletjies as dit kom by wyn nie. Of cocktails nie. Wat gaan ons doen vandag? Ons gaan vandag gloeiwyn maak. Gloeiwyn, 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 gloeiwyn. Gloeiwyn is basies glühwein, maar met 'n twist. Stel julle belang. Want hierdie wyn gaan nie van binnekant af laat gloei. En ek het 'n kat. Om ons gloeiwyn te maak, het ons 'n paar goed nodig. Ons het 'n sloutkoker nodig. Ons het 'n bottel rooiwyn nodig. Ons het 'n lemoen nodig. Ons het 'n paar cinnamon sticks nodig. Star anise, cloves en as jy wil, cardamom. Dit hang van jou af hoe spicy jy jou wyn wil hê. Nou, ek het klaar een bottel rooiwyn binne in my sloutkoker gegooi. Hoekom gebruik ek 'n sloutkoker? Want onthou, as jy glühwein maak, jy wil die wyn net warm maak. Jy wil hom nie kook nie, ons wil hom net warm maak. Want die oomblik as hy kook, gaan hy te veel alkohol laat verslaan. Nou, ek het my rooiwyn so lank ingegooi, sodat dit kan warm word, sodat wanneer ek nou my spices kan ingooi, dan hoef hy net so 'n halfuur lank te prit, sodat dit verminder bietjie ontstaat. En soos jy kan sien, ek het die sloutkoker hier op minimum, nie op maximum of op auto nie, hou hom op minimum. En wat lekker is daarvan, as jy kan hierdie glühwein vat, en jy kan dit vermeerder, soveel as wat jy wil, al wat jy doen is jy vermeerder net jou hoeveelheid spices wat jy insit. Ek kan vir julle die basiese resep aan die einde van die video plaas, maar hy gaan ook beskikbaar wees op ons webwerf www.wineandshine.co.za. Wat lekker is jy kan die gloeiwyn maak vir partytjies en jy kan dit sommer maak in die pot, in jou sloutkokerpot, en jy kan dit die hele tyd hou en mense kan net vir hulle inskep soos en wanneer hulle dit wil hê. En dit gaan jou wyn heel aanwarm. Okay, slim idee. Okay, so, as ek sê, ek het klaar een bottel rooiwyn binne in my pot. Ons gaan begin met 2 cinnamon sticks, 6 nolkies, heel nolkies, of cloves, 2 star anises, dit gooi jy maar net so in die pot, en dan al wat jy doen met jou lemoen, is jy sny die boonste punt af, die onderste punt, en dan kan jy hom net so in kringe sny, in slices sny. Dan vat jy jou slices en jy gooi dit sommer net so in jou wyn in. Nou, dis die basiese glühwein resep. Ek het my trusty barrel wat net so 'n bietjie hier gaan roer. En dan kan jy nou jou suiker ingooi. Ek hou daarvan om my suiker heel laaste by te gooi, want met ons spesiale twist, dis nog 'n verrassing, ons gaan daarby kom, wil ek nie die glühwein te soet maak nie. So, dis kom ek wag om my suiker in te gooi, want die suiker gaan vinniger oplos binne in jou warm glühwein. So, ek het hom nou net so 'n bietjie deurgeroer, net dat alles bietjie kan deurmeng. En dan sit ons deksel op, en dan moet hy vir tussen 'n halfuur en 45 minute lank simmer. Okay. Kyk het hoe lekker het ons glühwein nou al 'n bietjie geprit. Al die geure is nou al in die wyn in. En ek dink ons is reg vir ons spesiale surprise
en vir ons suiker. So julle, 45 minute is nou al verby. Ons gloewyn is amper reg. Ons gloewyn is amper reg. Is julle reg vir die surprise? Nou, om 'n Afrikaanse twist op ons gloewyn te sit en om ons gloewyn 'n gloeiwyn te maak, het ek 'n koppie van 'n baie bekende sherry. En julle kan almal julle eie afleidings maak van wat se sherry ek gaan praat van, dis die sherry wat jou warm maak. En veral op hierdie koue dae wat van môre af gaan kom, ek weet daar's 'n koue front wat op pad is en ek weet hy's al klaar in van die dele van die land. So hierdie gloeiwyn is perfek vir hierdie absolute koue dae van die winter. So, ek het 'n koppie van 'n baie bekende sherry. Ek gaan nie name noem nie want ek is nie gesponsor of affiliated met enigiemand nie. Okay. Al wat jy doen is jy gooi jou koppie van jou sherry hier in. Ek gaan vir jou roertjie gee. Dan wil ek hom net gou proe. Nou soos gewoonlik het ek my trusty proegrasie. Baie lekker. Maar ek kort bietjie suiker. So ek kan so nie veel nie. Hierdie is 'n halwe eetlepel mootlepeltjie. So ek het nou so 1 en 'n halwe eetlepels suiker hierin. Ek gaan gerus 'n bietjie deurroer dat die suiker kan oplos. Al die smake, al die geure van die gloewyn is nog nie reg, of die gloewyn is nog nie regtig in die wyn self nie, maar hoe langer jy hom los, hoe sterker gaan die speserye smaak word. So ek sal aanbeveel, as jy hom wel gaan maak vir 'n partytjie of vir 'n braai, maak hom so ten minste 'n uur voor die tyd. Sodat al die smake en geure van jou kruie en van jou lemoen binne in jou wyn kan intrek. Trek iets 'n bietjie van die lemoenskywe dat hulle net 'n bietjie meer van hulle geure vrylaat. Ons probeer weer. Lekker. Oef. Julle, hierdie is versekerlik 'n wenner. Sien julle? Dit is hoe 'n mens gloeiwyn maak. Vinnig en maklik en dit laat jou gloei van binne af. Gaan jy lekker warm maak op hierdie koue dae. So, kom ons skink vir ons 'n ou glasie. Kom weer toe. 'n Ander ding wat lekker is in die gloeiwyn is, vir die gloeiwyn wat jy nie onmiddellik gaan klaar drink nie, aan die einde van jou braai of aan die einde van jou partytjie as er nog gloeiwyn oor is jy filter dit deur en jy kan dit stoor in 'n bottel of iets in jou yskas. En soos en wanneer jy lus is vir 'n glasie, maak jou glasie vol, gooi hom in die mikrogolf, maar moet hom nie kook nie. Net vir 'n paar minute, onthou ons wil hom net warm maak. En dan kan jy hom enige tyd geniet. So julle, bly warm, bly knusig. Kuier lekker met jou geliefdes. Enjoy nou.